Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag almal daar, waar jy ook al is, jy is baie welkom in hierdie erediens. Kom ons word net vir 'n oomblik stil. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing as loflied saam, die heel beste rede, want God is ons heel beste rede, om so by mekaar te kan wees en om aan hom alle lof te bring. Regeer, om ons sien die hemelkoning op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besing. Laat ons lofsange die plek wees waar hy woon. Hef jou hande na bo, al wat hy vraag, laat ons glo. As jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om te kniel voor die Vader in gebed tot om te nader en om as koning en verlosser te bely. Om hom te dank vir sy genade, vir sy seën en wonderdade, van die krag van sy waarheid mag ons vry. Jou hande na bo, al wat hy vraag, is dat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om te gaan na die nasies, want sy opdrag was basies om te doen en te lewe net soos hy. Deur sy wonderwerke is daar nou ook geen perke aan wat Jesus kan doen deur jou en my. Hef jou hande na bo, al wat hy vraag, is wat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om met simbaal en drom te raas en die shofars hard te blaas van die groot dag van Jesus onbeslis. Die dag wat elke knie sal buig en elke mond nog sal getuig dat die ruiter op die wit perd koning is. Hef jou hande na bo, al wat hy vraag,
Vanoggend lees ek vir ons 'n opsomming van die wet uit Micha 6 vers 6 tot 9a. En wanneer ons daaraan dink, dan besef ons dat ons dink baie keer die Here vra baie van ons. Maar eintlik wil hy net een ding hê. Ek lees vir ons daarso saam. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan? Met jaar-oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Ons dink baie keer dat ons soveel meer moet doen. Ons dink baie keer dat daar soveel reëls en regulasies is, wanneer dit ook by die Here kom, soos wat ons in vandag se wêreld so baie reëls en regulasies het wat ons moet nakom vir ons eie veiligheid, vir ander mense se veiligheid en om onsself te beskerm van hierdie virus. Maar as dit by die Here kom, is dit eintlik bloot eenvoudig. Dien die Here. Dit is wysheid. Die Here vra net gehoorsaamheid. Ja, natuurlik is daar baie wette in die Bybel, maar God gee vir ons die belangrikste van die wette, wanneer hy sê ons moet hom lief hê met alles wat ons is. En dan natuurlik, as ons dit doen, kan ons nie anders as om ook ons naaste lief te hê, soos onsself. God vra gehoorsaamheid. Dien die Here. Dit is wysheid. Kom ons luister dan na 'n geloofsbelijdenis soos gesing, ons apostoliese geloofsbelijdenis, soos gesing deur die Newsboys. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, we believe. In this broken generation, when all is dark, you help us see. There is only one salvation. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. We believe. We believe in God the Father. We believe
Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection. And He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe. Kom ons bid saam. Here onse God, ons kom loof U vanoggend vir hierdie wonderlike dag wat ons het. 'n Dag waar ons weer kon opstaan, waar ons nou na hierdie erediens kan luister of kan kyk. Here, baie dankie dat ons U woord nog so bedien kan kry in moeilike tye. Dankie vir tegnologie. Dankie dat daar soveel maniere is wat U woord nog steeds by mense uitkom. Here, mag U woord vanoggend of watter tyd van die dag ook al mense nou hierna kyk of luister, mag dit goeie grond vind. Mag die saadjies wat geplant word, wortel skiet en mag dit baie vrugte voortbring. Here, ons is so bevoorreg om U woord te hê, om so te kan elke dag meer van U te leer ken, om elke dag nader aan U te kom. Ja, Here, U is altyd naby aan ons, maar partykeer voel dit of ons so 'n bietjie wegbeweeg van U af. Dankie dat ons U woord het, dat die woord bedien kan word. Wil U elke erediens wat vandag uitgaan in hierdie wêreld seën. Wil U self in mense se harte spreek. Here, wees ook met mense wat hartseer is, mense wat droefheid beleef, mense wat swaar tye beleef, moeilikheid, dalk sukkel met gesondheid. Ja, Here, ons wêreld is letterlik en ook figuurlik siek. Wil U hand van genesing uitsteek. Wil U vir ons troos bring. Wil U ons bron van hoop wees. Here, wees dan met ons waar ons hier saam is, al is ons nie by mekaar nie. Wil U alleen verheerlik word deur hierdie erediens. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend is Matteus 14 vers 13 tot 21. Nou, Jesus het sopas gehoor van Johannes die Doper se dood en hy is baie ontsteld. Hy wil net graag 'n bietjie wegkom. Hy wil net 'n bietjie rus. Hy soek net 'n bietjie stilte en 'n bietjie tyd vir homself. En hy wil treur. Maar dan gebeur die volgende. Ek lees vir ons saam van vers 13 af. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skei daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy die skei klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus het vir hulle gesê, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seën. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het.
Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Nou net tot sover uit die woord van die Here. Ek dink hierdie is 'n verhaal wat ons baie goed ken uit God se woord. Dit is 'n verhaal wat baie vertel word en wat veral gewild is onder die kinders. Hulle teken gereeld ook prentjies in die sonnaarskool van die 5 brode en die 2 vissies. En dit is 'n verhaal wat vertel van God se almag, van Jesus Christus wat wondere verrig het, dat hy met 2 vissies en 5 brode meer as 5000 mense gevoed het. Maar wat vertel hierdie verhaal vir ons nog? Nou so 'n week terug het een van my gunsteling, seker my gunsteling sanggroep Bon Jovi, het hulle 'n liedjie vrygestel wat meestal deur bewonderaars van die groep geskryf is. En dit gaan oor die huidige pandemie en hoe erg mense beperk word. Hoe die virus 'n diep impak het op almal se lewens en hoe ons, soos ek verlede week ook gesê het, soms voel dat ons hande vas is en ons nie veel kan doen nie. Nou die koorgedeelte van die liedjie is baie eenvoudig, maar dit is tog so waar. Hulle sing, when you can't do what you do what you can. Wanneer jy nie kan doen wat jy moet doen nie, doen net wat jy kan. Die vraag natuurlik is, wat kan jy doen? Wat is jou vermoë? Waartoe is jy in staat? Jesus en sy disippels bevind hulle self by 'n stil plek. Hulle wil graag 'n bietjie rus. Hulle wil ook net 'n bietjie wegkom van alles en almal. Hulle wil graag treur oor Johannes die Doper. Maar die magdom mense is skielik daar om na Jesus te wil luister en om genees te word en om wonderwerke te sien en hulle wil tog net hierdie Jesus van Nasaret ervaar. Jesus besef dat hy nie kan doen wat hy graag wil doen nie. Hy besef dat hy op daardie oomblik moet doen wat hy kan. Goed, eintlik is dit ook nie waar nie. Jesus doen wat hy eintlik deur die Vader gestuur was om te doen. Maar tog, hy was ook mens en het regtig op daardie oomblik ook nodig gehad om net 'n bietjie te rus. Om skielik weer deur duisende mense omring te wees en wonderwerke te verrig, was nie regtig op daardie oomblik sy plan nie. Maar dit was die wil van die Vader. En Jesus doen wat hy kan, onder die omstandighede, in gehoorsaamheid aan die Vader en tot die Vader se eer, doen Jesus wat hy kan en wat hy moet en wat hy wil. En natuurlik is daar 'n paar dinge in hierdie gebeurtenis wat ons altyd opval. Eerstens, hoe Jesus te midde van sy hartseer en worsteling steeds 'n hart het vir ander mense. Hy stel hulle belange eerste. Die eerste wonderwerke vir hierdie gebeurtenis is die genesing van die siekes. Die tweede ding is natuurlik wat ons opval is die disippels se klein geloof. Hulle sien hierdie hoeveelheid kos wat tot hulle beskikking is en hulle vat dit en weeg dit op teen die hoeveelheid mense wat daar is wat gevoed moet word. Die disippels het hier nog nie heeltemal besef wat werklik vir Jesus moontlik is en dat niks vir hom onmoontlik is nie. En dan natuurlik die derde ding wat ons almal van weet is die wonderwerk self. Wow, Jesus voed oor die 5000 mense met slegs 5 brode en 2 vissies. En daar bly 12 mandjies brood nog oor. Nou meer as hierdie 3 wonderlike dinge wat op die dag gebeur het, hoef ons seker nie veel te sê nie. Die verhaal self beskryf hoe groot en magtig hierdie Here Jesus van ons is. Maar tog,
kan ons nog so baie hieruit leer. Onthou, ons is ook Jesus se disippels. Ons volg hom, ons leer by hom, ons leef saam met hom. So wat kan ons leer deur ons voorgangers, die eerste disippels? Wat kan ons by hulle leer uit hierdie verhaal? Hier is Jesus weer eens in 'n situasie wat vra dat hy, wat 100% mens is, maar ook 100% God is, sy almag wys. Hiervoor is die disippels ook nodig. Want, soos nog altyd, gebruik God mense om vir hom te werk en om sy almag tentoon te stel en te verkondig. Die disippels sien eerstens die onmoontlike taak voor hulle. Hoe op dese aarde gaan hulle 5000 plus mense voer met net 2 visse en 5 brode? Logiese redenasie begin hier in te tree vir die disippels en hulle maak die rasionele besluit om vir Jesus te vra om eerder maar die mense na die dorpe toe te stuur sodat hulle kan gaan eet, sodat hulle eie kos kan gaan kry. Nou wat Jesus antwoord, is die antwoord wat hy nog altyd vir almal gee wanneer ons so honger na sy teenwoordigheid. Hy sê, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee vir hulle iets om te eet. Hoe dikwels kry ons die geleentheid, soos die disippels hier, om mense by te staan, om hulle kos te gee, fisies ja, om vir hulle skouer te wees, om op te huil, 'n hand om hulle op te hel. Hoe dikwels kry ons geleentheid om God se liefde en almag te deel met ander mense. En dan sê ons ook, Jesus, wil u nie eerder hierdie mense wegstuur om iewers anders te gaan hulp kry nie? Ons kyk vas in ons eie beperkings, ons eie onvermoë, ons eie tekortkominge. Ons sien hierdie 5000 plus uitdagings voor ons, en ons weet, ons het net 2 visse en 5 brode. Ons wil graag doen wat ons doen, maar ons weet nie hoe nie. Ons kan dit nie regtig doen nie. Nie op ons eie nie. Die uitdaging is net te groot. Effektief is dit wat met die eerste disippels in hierdie gebeurtenis ook gebeur het. Binne hulle denkraamwerk en hulle vermoë was dit onmoontlik om hierdie uitdaging te oorkom. Maar, wat sê Jesus? Jesus sê eintlik vir hulle, doen wat julle kan. En wat is dit wat die disippels kan doen? Hulle kan hierdie uitdaging en wat ook al tot hulle beskikking is, na Jesus toe bring. Die oomblik toe die uitdaging oorgegee is in Jesus se hande, is dit nie meer 'n uitdaging nie. Die oomblik toe Jesus dit sy probleem gemaak het die disippels se tekortkominge, hulle onvermoë, hulle klein geloof, nie meer saak gemaak nie. Die oomblik toe Jesus beheer oorneem van die situasie, toe word 5000 plus mense se honger gestil. Nou elke dag bring die Here ook geleenthede oor ons pad, om vir mense te wys hoe groot God is, en hoe oneindig baie sy liefde vir ons is. So baie keer weet ons nie heeltemal wat om daarmee te maak nie. Ons begin in onsself te twyfel, en ons besef dat ons ook maar net mens is. Ons kan nie dink hoe en wat en waar ons mense kan help nie. Veral nie nou nie. Nie terwyl ons so ingeperk en beperk word deur hierdie inperking en reëls en regulasies nie. Ons sien die 5000 plus voor ons. En ons weet ons het net 2 visse en 5 brode, en dit sal nie genoeg wees nie. Maar Jesus sê egter, doen wat jy kan. Jou 2 visse en jou 5 brode is genoeg.
Dit is 'n begin. Gebruik wat jy het. Wend dit aan tot sy eer. Hy sal die res doen. Sien, ons God is 'n God van wonders. Hierdie wêreld se uitdagings is seker die ergste wat dit was in enigeen van ons se leeftyd. Ek dink nie een van ons het 'n paar jaar gelede eers kon dink dat ons vandag in so 'n situasie sou wees nie. Die hele wêreld sou nie so kon dink nie. Ek praat in verlede week met van my kollegas en meeste van hulle is dit nogal eens. Alles is anders. Ons moet anders kyk na wat ons rol is en hoe ons nog steeds getrou kan bly aan ons roeping. Maar een ding is seker. Dis moeilik. Ons is baie beperk. Jesus sê, doen wat jy kan en los die res vir my. Die disippels het maar ewe gedwee die 2 visse en die 5 brode gebring vir Jesus. Dalk het hulle so in hulle agterkoppe gedink, Jesus besef nie mooi wat hierdie probleem is nie, maar nou ja, ons sal hom maar vertrou. En wat gebeur? Jesus doen wat hy kan. En wat kan Jesus doen? Alles. Jesus wys aan sy disippels en meer as 5000 mense dat geen probleem ooit vir hom te groot is nie. Dat jy vir hom diensbaar kan wees al het jy net 2 visse en 5 brode. Of al het jy niks nie. Jesus wys verder dat jy hom moet vertrou met al jou probleme. En dat daar nog steeds nog meer seën daai kan kom. Daar bly 12 mandjies brood oor. Nou baie kommentare meen dat hierdie 12 mandjies dui op die 12 disippels wat elkeen ook nog verder geseën is deur hierdie wonderwerk. Hulle kon elkeen nog 'n mandjie huis toe vat en vir die mense daar gaan vertel en ook so die seën en die liefde van God op 'n ander plek gaan deel. Nou geliefdes, ons hoef en ons mag nooit enige iemand wegwys van Jesus af nie. Ons moet ook nooit twyfel in sy almag nie. Hy is God. En ons moet ook leer om op te hou twyfel in ons vermoë. Ons onvermoë en ons tekortkominge kan almal oorkom word deur God se almag en deur ons probleme geheel en al in Jesus se hande oor te gee. Soms moet ons, soos Jesus, ons eie belange eers bietjie eenkant sit en fokus op wat belangrik is vir God op daardie oomblik. So, wanneer jy voel, jy kan nie doen wat jy moet doen nie, vertrou op Jesus en doen wat jy kan. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat alles moontlik is vir U. Here, dankie dat U alles kan doen en dat ons nie alles kan doen nie. Want ons besef, Here, hoe veilig is ons in U hande, hoe veilig is ons uitdagings in U hande en hoe moontlik is die onmoontlike in U hande. Here, vergewe ons ongeloof, ons klein geloof, waar ons nie altyd op U staat maak nie, waar ons nie altyd op U vertrou nie. Mag ons alles wat ons het na U toe bring. Ons klein nou 2 visse en ons 5 broodjies, mag ons dit in U hande kom plaas, Here, sodat U groot wondere daarmee kan verrig. Here, gebruik die klein bietjie wat ons het om vir duisende mense kos te wees. Here, gebruik wat ons het om tot seën te wees vir soveel ander mense, vir elke liewe mens met wie ons in aanraking kom. Ja, Here, ons word baie beperk in hierdie tyd, maar wys vir ons wat ons moet doen. Wys vir ons wat ons kan doen. Geef vir ons die vertroue om die res oor te laat in U hande. Ons loof U
en ons prys U, want U is 'n God van wonders. Amen. Ons sluit dan ook af met 'n lied van Willie Joubert, God van wonders. Jy kan die storms nie beheer nie, jy kan die sonlig nooit verdoof, jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlandes weer laat loop. Jy kan die doofes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Wie kan die wentelbane vashou? Wie kan die sterre laat verskiet? Wie kan die lewe wat en vorm in 'n lewe moederskoot? Wie hou die kosmos in die holte van sy hande? Die Here doen, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Here lief, ons dien 'n God van wonders. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur